Goeiemôre, baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat. Dit is vanoggend die 10de Julie. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike dag hê. Ek bid vir jou 'n wonderlike dag toe. Hier by ons op die oomblik so gedeeltelik bewolk, nie baie nie. Dit is meer oopgetrek as wat daar wolke is en lekker koel, winterkoelte. Geen wind op die oomblik hè. Ons het soos ons gedoen het in die afgelope paar dae gereeld met die kinders in die middag so by 12:00 1 uur se kant gaan ons 'n bietjie see toe. En dan geniet hulle dit self vir so 'n uur of so en dan kom ons terug so 'n uur tot 2 uur. Maar gister toe ons by die see kom toe waai daar die koudste briesie. Nutteloos om te sê, so halfuur later toe soos almal in die bakkie toe soos op pad huis toe. So dit was 'n bietjie koud by die seewater vanoggend gistermiddag. Dit was regtig baie koud. Ek hoop soos ek sê jy het 'n wonderlike dag wat voor lê. Is Vrydag, dit is die einde van die week, laaste werkdag, dan is dit so 'n bietjie naweek. Die van julle wat julle Bybels nader gebring het, is meer as welkom om julle Bybels nader te bring en oop te maak. 1 Petrus 3. Kan jou Bybel oopmaak by 1 Petrus 3 en ons gaan lees daarvan na vers 13. En ons kyk hoe ver ons kom. Ons kan lees tot die einde van die hoofstuk. Is nie baie ver, 13 tot en met 22 gaan ons lees. So die afgelope 2 oggende stilgestaan by die Heilige Gees en om ons handkas 'n bietjie oop te maak en ons handkas leeg te maak van onsself, vol te maak van die Heilige Gees, dat hy in ons is. En ek weet nie of julle is soos ek is nie, maar baie keer in jou lewe met sekere tye in jou lewe voel jy is geweeg en te lig bevind. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg om te doen wat jy moet doen nie. Jy is nie goed genoeg om jou taak as 'n moeder reg uit te voer. Jy is nie goed genoeg om jou taak as 'n vader reg uit te voer. Jy is nie goed genoeg om jou taak goed genoeg as 'n ouma of 'n oupa uit te voer nie. Ek weet jy, almal van ons kom seker maar in daai gedeeltes van ons lewens waar ons voor die vraag kom staan. Ek weet nie of jy al ooit gestaan het voor die vraag, is ek goed genoeg? Jy voel baie keer so, as jy geweeg gaan word, nou gaan jy te lig bevind word. Ek sit vanoggend, toe ek sit stil raak, toe sit te dink ek, maar ons hemelse Vader het nie gekom vir 'n perfekte mense aarde toe nie. Hy het nie gekom om aan die kruis te sterf vir die perfect jewels wat daar is nie. Hy het gekom vir die perfect jewel, maar die perfect jewel is binne my en jou. En ons is nie perfek nie. Ons sal nooit wees nie. Ons is in 'n sondige natuur gebore. Ek dink baie keer voel jy voel teleurgesteld in jouself, jy probeer so hard. En op die einde van die dag draai dit uit dat eintlik wat gebeur het, is die teenoorgestelde wat jy probeer het op die einde van die dag gebeur. As jy in dieselfde situasie sit as ek, miskien kan ek ook vir jou vanoggend op die skouer tik en sê, dis regtig nie so erg nie. Ek het nou die dag 'n stukkie geluister van 'n vroutjie wat op die see gestap het en sy tel hierdie pragtige skulp op, gedeelte van 'n skulp op, en ek sê nie 'n skulp op nie. Ekskuus tog, en sy wys vir haar man hierdie skulp en die pragtige skulp en sy sê, kyk hierso, en is jammer, hy's gebreek, en sy vat hom en sy gooi hom neer. Nou, man vra, wat maak jy nou? Sy sê, ek gooi hom neer, hy's gebreek. Sy sê, en slaan haar soos 'n vuis tussen die oë. Sy sê, kom agter, maar sy tel dit op, en sy sê, sy sit dit in haar sak, en sy gaan hom huis toe vat, en sy kom onmiddellik agter, maar dis soos sy is. En dit is soos ek en jy is. Ons liewe Vader het nie noodwendig gesê, jy is 'n 100% regskulp nie. Natuurlik het ons chippies, en krake, en gaatjies hier en daar. En ons is miskien soos 'n stuk potklei
wat nog nie vorm het nie. Maar natuurlik die rede daarvoor is ons liewe Vader is besig om daai stuk klein nog te vorm. So miskien moet ons maak soos wat ons baie keer maak, ek en jy, is as iets besig om te gebeur, dan gaan ons net weg vir 'n tydjie. En dan kom ons later terug, dan kom loer ons hoe dit lyk. Ek weet nie of julle vrouens al dieselfde gehad het, so af en toe maak ons die oond oop of sit die liggie aan binne, net om te kyk vir die oonde wat se liggies af is, net om te kyk of daai koek of die brood wat ons ingesit is, of hy rys, hoe lyk hy nou na 'n tydjie. Ek dink die Heilige Gees doen ook maar baie keer in ons lewe presies dieselfde. Daai brood van ons is maar nog baie pap en baie plat. Ons moet hom net kans gee. So as jy soos ek voel vanoggend, daar is uitkom kans, daar is geleentheid vir jou. Jy voel miskien soos ek, miskien voel jy nie, miskien voel jy môre soos ek vandag voel. Maar ek dink ons liewe Vader, die belangrikste daarvan is, hy is by ons. En hy verwag nie van jou om perfek te wees nie. Hy het jou gemaak in jou moederskoot. Al lang voordat jy nog steeds, voordat jy al 'n verstandjie gehad het om te weet waar jy vandaan kom. Kom ons lees uit 1 Petrus 3 uit vanaf vers 13, en ons vra vir die Heilige Gees om ons aanvanklik te maak vir die woord, ons stil te maak, rustig te maak, ons oë oop te maak en ons ore oop te maak. Want soos ek sê, baie keer hoor ons verskillende boodskappe. Die belangrikste is dat die Heilige Gees jou ore en oë oopmaak en jou hart oopmaak en aanvanklik maak vir die woord vanmôre. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. En as dit die wil van God moet wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sonde gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dis hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het. Hy groot geduld met hulle aan die dag gelê, en in die tyd toe Noag die ark gebou het, net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waarmee julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie Vrydagoggend, die laaste dag van die week amptelik, kom stil raak op hierdie nuwe dag, liewe Vader, nuwe geleenthede, nuwe kanse. Here, ja, ons besef ons is baie keer nie sekerlik die skerpste mes in die rak nie. Maar Here, ja, die rede is daaroor dat U is nog steeds besig om te slyp aan ons. En ons wil baie keer iets nou gedoen hê, iets vinnig gedoen hê. Ons wil iets reg doen, en as ons dit verkeerd doen, is ons baie keer
groot teleurgesteld in onsself. En dankie Here dat U hoop hou in my. Dat U nog steeds vertrou in my. En dankie dat U deur die Heilige Gees vir my vertroue gee om aan U vas te hou en aan U te vertrou en sê, môre is nog 'n dag, môre is 'n beter dag, môre stap ons weer 'n ander pad. Help asseblief vir ons deur daai Heilige Gees wat in ons leë handkas ingetrek het, Here. Ons weet ons gaan nog steeds foute maak, maar as U met die Heilige Gees help en ons triekie vir triekie loop, Here, gaan ons dalk 'n heeltemal ander paadjie loop na die einde van die jaar toe. Wil U met ons wees, wil U asseblief ons hand vashou in moeilike tye, as mense wat op hierdie stadium in hospitale lê soos Johan met sy voet, dit gaan op en af, maar oor die algemeen gaan dit beter. So ons wil asseblief spesiaal vir Johan bid vir oggend. Ons wil asseblief bid aan al die familie en vriende rondom ons, wat iemand gister 30, 40, 15, 10, 20, 2, 3 jaar, miskien 'n paar maande terug aan die dood afgestaan het. Here, ons weet, die pyn bly maar vir ewig, maar ons leer om daarmee saam te leef. Wil jy asseblief spesiaal vir die persone, U weet van wie ek praat, vir hulle engelvlerke gee, en hulle dra in die tye wat hulle swaar kry. Wil jy asseblief help op die Vrydag, dat ons paadjie van liefde kan aantrek, om dit uit te lewe teenoor almal rondom ons. Here, al gaan ons af en toe vuil, ons gaan dit nie reg kry nie. Help ons daarmee, dat ons bly aan probeer. Lei ons deur die Heilige Gees, dat ons die triekies kan volg, elke dag. Ons steek ons hande op na U in die hemel, en ons gil uit na U, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig en bestuur ons tot aan die einde van die jaar ten minste en daarna verder. Want waar U in beheer is, Here, daar is ons rustig. Waar U in kontrole is, daar weet ons, gaan dit goed gaan. En Here, ons weet, U is in beheer. Volgens ons oë lyk dit nie elke dag so nie, maar ons vertrou en ons glo. En U sê vir ons in die Bybel, U bly in beheer. Dankie, o Koning, dat ons kan opkyk en weet, U is in beheer, selfs van ons lewens. U sal ons nie net los nie. U is te lief vir ons. Dankie daarvoor. Vergeef asseblief ons sondes en help ons dat ons skuldenaars vergewe. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien die Here, maar enkel alleen uit U groot en almagtige genade alleen.